Net hierna gesels ek met Callie Kriel. My boeke is fiksie, maar my beleggingsopbrengste is 'n feit. Maak seker jou aftrede word nie 'n thriller nie. Praat met Brenkhurst. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. Dis net na 7 in my virtuele ateljee die baie bekende gesig van Callie Kriel. Môre Callie. Goeiemôre Isak. Lekker om vir jou weer te sien. Ons het baie lanklaas vir jou gesien. Ja, ek weet nie, jy nooi my nie meer nie, maar nou sal ek die geleentheid wat ek wel kry, sal ek gebruik. Callie, president Cyril Ramaphosa het erken dat die onteieningswet en veral nou spesifiek artikel 19 van die onteieningswet ongrondwetlik is, en dit is nie sommer net in die lig gesê nie, dis deel van hofdokumente waarin hy die erkenning maak. Kom ons vra gou vir jou, wat sê artikel 19 presies? Ja, miskien artikel 19 het 'n paar aspekte, maar as ek dit moet opsom, gaan dit daaroor dat die artikel sê, veral artikel 19.2, dat sou daar onteiening plaasvind, kan die eienaar van die eiendom binne 180 dae na onteiening hof toe gaan. Nou die implikasies hiervan is dat onteiening vind plaas, jy verloor jou eiendom, nou kan jy besluit om hof toe te gaan. En ons weet hier in Pretoria, 'n bestrede hofaansoek vat jou 3 jaar om in die hof te kom, dan vat dit nog 2 jaar en jy moet dit op jou eie onkoste doen. So in effek wat sou gebeur het, is mense sou sê, weet jy wat, ek gaan nou nie 5 jaar veg nie, ek het nie die geld daarvoor nie, kom ek vat nou maar net 'n laer aanbod. En so sou daar inbreuk gemaak word op hulle eiendomsreg. Nou die grondwet in artikel 25.2 sê baie duidelik dat onteiening eers kan plaasvind. Dis onderhewig daaraan dat daar 'n ooreenkoms is oor die bedrag of 'n hofuitsluitsel gegee. So jy hoef nou regtig nie 'n hooggeleerde advokaat te gewees het om te weet dat hierdie artikel 19 staan in direkte teenstelling met die grondwet nie, en is ongrondwetlik. En dis wat mense eintlik so ontstel met hierdie hele ding, is die president het dit geweet en hy het ander motiewe gehad om homself in die verkiesing te bevorder, en natuurlik ook hierna, terwyl hy onder druk is, moes hy nou wys, hy kan hierdie gewraakte wet onderteken en hy kan die gewraakte wet laat publiseer in die Staatskoerant, terwyl hy geweet het, dit is ongrondwetlik. Ja, dit is eintlik op baie vlakke verder ontstellend, maar ek wil nou ons moet daaroor gesels. Wat beteken die feit dat hy dit erken? Wel, ek dink dit maak ons saak natuurlik baie sterker, net vir die agtergrond vir die kykers. Nadat hy in die openbaar aangekondig het dat hy dit onderteken het, hy het dit 23 Januarie aangekondig hierdie jaar, maar nadat hy dit op 20 Desember in die geheim onderteken het, eers 35 dae daarna het dit in die Staatskoerant verskyn. Maar die ondertekening daarvan, na dit het AfriForum toe besluit, ons gaan die grondwetlikheid van hierdie wet in die howe beveg. Daar's ook ander partye, die DA en die Vaderland Stichting, het ook besluit om dit te doen, en hierdie saak, ons funderende verklaring is dan ook ingedien by die Kaapstadse Hooggeregshof, en wat dan gebeur het is president Ramaphosa, in so 'n hofsaak reageer jy op die funderende verklaring met jou beantwoordende verklaring. En in daardie verklaring is natuurlik onder eed, en daar het die president hierdie erkennings gemaak, baie woorde gebruik, nou ek kan sommer die Engelse woorde noem, hy sê it is in error, so hy sê die wet maak 'n fout, hy sê it's void, maybe void for vagueness, nou ek moes gaan google het wat beteken void, maar nietemin dit beteken nietig as gevolg van vaagheid, en die wet weerspreek ander dele van die wet, en dan doen hy 'n vreemde ding, hy sê, hy gebruik die woorde to remedy the unconstitutionality, om die ongrondwetlikheid reg te stel. So dis die sterkste erkenning om te sê hierdie is ongrondwetlik, want as jy grondwetlikheid moet regstel,
dan is dit by implikasie moes ongrondwetlik. Dit is wat hy daar skryf, en wat hy dan wil hê moet gebeur is dat daar ander woorde ingelees moet word in die wet. Nou dit het al in die howe gebeur, maar dan is dit klein woordjies om te sê, jy weet, iemand moet 'n graad kry by universiteit, maar dan kan die hof sê dit hoef nie universiteit wees nie, dit kan ook 'n ander hoër onderwysinstelling wees of iets in daai lyn. Maar hy verander die wese daar en sê die hof moet dit inlees. Nou hy weet mos die hof kan nie so omvattende verandering in 'n wet maak nie. Dit is die parlement se werk om dit te doen. Maar hierdie is ook weer 'n man wat nou probeer hy moet eintlik vir die hof nou gesê het, verklaar hierdie wet ongrondwetlik. Laat die parlement hom oorskryf. Nou is hy daarom ten minste bereid om te sê dis ongrondwetlik, maar nou probeer hy allerhande ander oplossings inbring wat nie werkbaar is nie. Maar wat dink jy sou die rede wees dat hy nou ewe skielik is dit omdat daar gevolge kan wees sou hy dit nie in hierdie hofstukke erken nie? Ja, natuurlik. Kyk, hy moes nou weer onder eed, moes hy nou leen verkondig om iets te verdedig wat nie verdedigbaar is nie. Maar ek dink die rede hoekom hy dit nou doen is want hy staan nou op die punt wat hy in die hof gaan moet verduidelik. Dit is baie maklik vir hom om op 'n televisieopname of in die parlement allerhande stellings te maak. In die hof moet jy jou stellings kan bewys en daar's natuurlik 'n teenparty, ons regspan wat dan hom onder wat dit kan bevraagteken in die alternatief stel. Hy was eintlik gedwing om dit nou te doen. Maar die probleem wat mense hierso ook het, is dat hy verder ook 'n leuen verkondig het onder eed in sy beantwoordende verklaring, want een van ons argumente was dat die wet ook ongrondwetlik is, omdat hy eers die 23ste Januarie aangekondig het dat hy 'n wet op 20 Desember onderteken het, en die wet is eers die 24ste Januarie in die Staatskoerant gepubliseer. Dis 'n tydperk van 35 dae. Nou as mens gaan kyk na artikel 80 van die grondwet, sê dit baie duidelik, indien 1/3 van parlementslede glo 'n bepaalde stuk wetgewing wat die president geteken het, is ongrondwetlik, kan hulle dit na die konstitusionele hof toe verwys binne 30 dae. So wat hy gedoen het, is om op 'n onderduimse manier 35 dae te laat verloop, voor hy vir enige iemand iets gesê het. Nou, hoe verduidelik hy dit? Wel, hy het toe nou gegaan en gesê, weet jy nie, maar die rede hoekom dit so lank gevat het, die staatsdrukker is toe oor die feesseisoen en dit kon nie gepubliseer word nie. Maar hy het natuurlik nou nie gedink, ons regspan gaan dit opvolg nie. Die staatsdrukker is nie toe oor die feesseisoen nie. Die staatsdrukker is net op openbare vakansie daar toe. En wat dit nog erger maak, is in daardie selfde tyd, wat hy sê die staatsdrukker was toe, is daar verskeie staatskoerante gepubliseer, wat eintlik net uitwys dis 'n leuen. So, dit is nou jammer dat mense dit moet sê, maar mense begin ernstige vraagtekens kry oor die geloofwaardigheid van president Ramaphosa. Die feit is, baie mense het baie hoop gehad, veral na die Zuma-era, en hier het jy iemand gekry wat meer oorkom as 'n staatsman, maar ongelukkig het hy homself nou ontbloot, nie net hier nie, maar ook met die Bela-wet, ook in terme van die manier hoe die staat nou verskerpte rasse wetgewing of regulasies implementeer, in terme van hoe hy net doodeenvoudig aangaan asof die ANC nog regeer, en eintlik maar net ander partye in die regering van nasionale eenheid gekoopteer het. Ek is een van daai wat geglo het, maar ek het toe eendag amptelik my misplaaste vertroue in Cyril Ramaphosa hier op Nuuspot begrawe. Ons het begrafnis gehou, gesing en alles. Ek moet vir Dawie Rood sê, want ek onthou toe ek nog by Monitor was, het Dawie Rood altyd met my beklei. Is ek vond gesê, maar die president lyk vir my so oulik, man. Ek sê, Dawie, hy's niks oulik nie, maar Kali, wat vir my verder, hierdie ding het vir my so ver, bietjie van 'n verdere uitkring, en dalk ekstrapoleer ek nou, onnodig, nie, maar, die tyd toe julle gesê het, maar hoorie, hierdie is ongrondwetlik, die tyd toe julle beklei het teen onteiening sonder vergoeding,
is daar baie ontleeders en joernaliste en ander mense wat gesê het, ja, maar dit is omdat julle regs is en julle so en julle en vir julle gekap het hieroor, nê? En wat nou daarvan? Ag, weet jy, Isak, daardie mense het natuurlik die grondwetlike reg om oningelig en naïef te wees. Ons respekteer mense se reg om verkeerd te wees. Maar goed, nietemin, ons net waar hierdie vandaan kom. Ons het al die 15 April 2024 het ons 'n skrywe aan president Ramaphosa gestuur, waarin ons sê die stukkie wetsontwerp is ongrondwetlik, dit moet terugverwys word na die parlement. Hy het dit doodeenvoudig geïgnoreer, maar hoekom kon hy dit ignoreer? Want hy het 'n klomp mense in sommige media-instellings en soos wat jy sê, kommentators, waarvan jy al stilgemaak het op jou program, wat eintlik dan doodeenvoudig gegaan het en net dit voorgehou het asof hier nou 'n reuse disinformasie of misinformasie veldtog deur AfriForum is. En dan was dit nou natuurlik maklik vir die president om dit nie terug te verwys nie. En natuurlik het hulle die ANC daarmee gehelp, want in die aanloop tot, of hulle het gedink hulle help die ANC, want in die aanloop tot die verkiesing, het president Ramaphosa gedink, dit gaan hulle nou baie help, dat hy nie hierdie wet terugverwys nie, dat hy nou die sterk man is wat mense se grond wil vat. En uiteindelik het dit hulle nie gehelp in die verkiesing nie. Maar daar ook daarna, na die ondertekening toe dit bekend geword het, toe het AfriForum weer beswaar daarteen gemaak. En ongelukkig het jy weer die situasie gehad waar hierdie hele misinformasie, disinformasie, beskuldigings teenoor AfriForum na vore gekom het. Jy het selfs die minister van openbare werke gehad, van wie mens beter verwag het, wat die wet ook by Nampo gaan verdedig het en gesê dit is nie so erg nie. Maar die ernstigste implikasie hiervan, en hoekom dit baie jammer is, dat mense hier geval het vir hierdie disinformasie veldtog van teen AfriForum, of wat sê AfriForum verkondig dit. As mens gaan kyk, en jy vat net die tydlyn, op 23 Januarie het president Ramaphosa aangekondig, hy het hierdie wet geteken. 10 dae daarna, op 2 Februarie, het president Trump sy sosiale media plasing gemaak om te sê hy gaan strafmaatreëls teen Suid-Afrika instel. Nou jy hoef ook nou nie vreeslik slim te wees nie, om te weet as iets hier gebeur. 10 dae daarna gebeur daar iets anders. En president Trump verwys na disrespek vir eiendomsreg. Dan is daar moes 'n klousale verband. En dan moet jy die president Ramaphosa verantwoordelik hou vir die gevolge hiervan. Ons sit met strafmaatreëls teen Suid-Afrika. Hoekom? Want jy het 'n president gehad wat net doodeenvoudig geweet het iets is ongrondwetlik. Dit maak dit, jy weet, enige mens maak 'n fout. Maar hierdie is 'n kwaadwilligheid. As jy weet iets is nie reg nie en jy gaan net doodeenvoudig voort om dit te doen en daar is negatiewe gevolge. Ons moes toe probeer red wat te redde is, om FSA toe te gaan. En vir die FSA te sê, ons verstaan julle ontsteltenis. Onthou, hulle was ontstel voor ons FSA toe gegaan het. Ons is nou nie, ek kry baie keer reg om mense te ontstel, maar daai ene, jy kan nie iemand ontstel voor jy daar was nie. Maar goed, nietemin, wat ons toe gevra het, is straf eerder ANC-leiers, as wat julle nou die land straf. En daai pogings van ons om dit te beredder is ook die mense wat jy nou genoem het dit ook afgetakel. Jy sal onthou, daar was hierdie hele veldtog gewees van die ANC die 3 Februarie gesê, alles is die gevolg van AfriForum se misinformasie. En toe spring almal daarop. Selfs die minister van Landbou het gesê, hierdie is alles misinformasie. Dit was nie misinformasie nie, maar gelukkig het dit nou na vore gekom, so kom ons wees positief. Hierdie versterk ons saak om in die hof te kan wen. Nou ons wil die hele wet ongrondwetlik laat verklaar, want daar's nog 'n uitstaande punt. Ongelukkig het president Ramaphosa verdedig nog steeds artikel 12.3 wat onteiening met 0 vergoeding moontlik maak. So dit is belangrik dat ons daardie deel ook ongrondwetlik laat verklaar. So ons hoop om die hele wet ongrondwetlik te laat verklaar, of tot die alternatief, dat die hof ten minste daardie artikel 12.3 met die 0 vergoeding en dan ook
hierdie artikel 19 terugverwys na die parlement toe en dit het al baie gebeur. Die hof sê julle 2 jaar om hierdie bewoording te verander. Ons is nie haastig nie, want hierdie wet is natuurlik nog nie van krag nie. Hy is onderteken, maar hy is nog nie gepromulgeer met 'n implementeringsdatum nie. So ons kon dus in die proses tot dusver nog hierdie wet afweer en ons het nou goeie vertroue dat ons, as ons nie in terme van, die kan waarskynlik appelle plaasvind, maar ek dink die eerbare ding sou wees vir die president is om te sê, goed, ek het nou dit erken, kom ons verwys die hele wet om dit te laat herstel. Daar is ander goeie aspekte in die wet. Ons weet die vorige wet is verouderd. Maar jy kan nie dit gebruik as 'n sousie om te gooi oor die ernstige gebreke van die wet nie. Callie Kriel vanaf die forum wat so gesels. Dankie Callie. Lekker gewees om weer 'n slag met jou te gesels. Ons praat weer vorentoe. Baie dankie Isak, dit was lekker. Groetnis. Callie Kriel wat gesels oor daardie erkenning van president Cyril Ramaphosa dat dele van die onteieningswet ongrondwetlik is.